Awesome. Hallo julle, ek is so bly dat daar so baie van julle hierso is vanaand. Ek gee 'n bietjie die ander rand van hulle money, né, Reneshke? 'n Bietjie. So ek gaan 'n bietjie vanaand met julle gesels oor 21 prinsipe voor die ouderdom van 21. So ek dink is nogal cool want môre is actually my verjaarsdag en dan word ek 21. So toe dink ek, okay, ek gaan vanaand met julle gesels dan want dan kan ek ook leer voor môre. Okay. So ek gaan met julle gesels oor 21 prinsipe voor jy 21 is. As jy al 21 is, drop asseblief af of soek jy nie. Joke nee. Jy mag maar bywoon Reneshke. Is ek daar kan almal my hoor hak ek. Ek hak nie. En ons het hierdie geoefen voor die tyd. Kan jy dit glo? Okay. Die eerste prinsip waarmee ek gaan begin is my gunsteling prinsip en dit is honor. Okay. So daar is twee tipes honor. Okay, en dit is 'n biblical principle. So ek het by al hierdie goed probeer verse sit sodat jy kan sien hierdie is biblical principles. Dis nie net my opinie nie. Waarby jy kan lewe sodat jy kan vorentoe gaan. Okay. So honor is to do for others what you would have done unto yourself. Okay. So daar in Romans 12 verse 10 say that love one another with brotherly affection, outdoing one another in showing honor. Nou, honor is 'n basiese prinsip om dit al wat dit sê is jy gaan uit jou pad uit vir ander mense en jy doen vir ander wat jy graag sou wou hulle moet aan jou doen. Maar daar's 'n level bo dit. Daar's 'n level double honor, okay? To do more for others than you would have done unto yourself. Nou hoe double honor werk, hoe ek en Gunther dit toepas in ons lewens is ons reserveer honor vir almal in ons lewens. So ons probeer almal honor so goed as wat ons kan, maar double honor hou ons eenkant vir mense in ons lewens soos mentors of mense wat ons regtig by opkyk. En dit is wanneer ons uit ons pad uit gaan om iets vir hulle te doen. Soos byvoorbeeld, as jy vir jou mentor gaan kyk om iets vir hulle te vat wat jy weet hulle van hou, dalk hulle gunsteling sweetie of dalk as dit 'n dame is 'n bos blomme, of kom ons sê jy hulle kom na die kamp toe. So dis wat ons partykeer van ons sprekers probeer doen soveel as moontlik is kom ons sê iemand belangrik kom in om te praat, om ekstra moeite te doen en vir hulle 'n pakkie op te maak om te sê dankie dat jy gekom het en ons honor jou vir dit. So dit is double honor, okay? En double honor result in favor. En as jy favor in jou lewe het, is dit soos grease in 'n masjien, okay? En dit maak dat jy net vorentoe gaan vinniger as enige ander mens. Okay, wanneer jy favor op jou lewe het, dan maak dit deure oop. As jy favor op jou lewe het, gaan mense sê jy word voorgetrek, jy's onregverdig, jy's 'n gatkruiper en dit is okay, want dit beteken jy is besig om daai prinsipe honor en double honor reg te doen, want dit gaan vir jou deure oopmaak in die toekoms. En wat belangrik is om te onthou is dat die Bybel sê ons moet almal honor. Ons moet mekaar outdo in honor. So selfs al is jy hoër as daai persoon dalk in 'n rol of selfs al is jy laer as daai persoon, moet jy nog steeds almal honor op dieselfde vlak. Of dit nou die tannie is wat die badkamer skoonmaak of dit nou die pastoor is wat preek. Jy moet van jou kant af almal dieselfde hanteer. Okay. Dan my tweede prinsip is om te saai, okay? Dit is 'n biblical principle. In Galatians 6 verse 7 to 9 say that whatever one sows, that also will he reap. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Alright. So daar's iets wat oom Jan 'n genadebank noem. Nou hierdie het regtig dinge vir my oopgebreek toe ons hierdie gesprek met hom gehad het. Nou, die Bybel vers vir dit is Luke 6 verse 29, but Jesus sê, as iemand jou cloak by jou steel, soos jou Levi's jacket of wat ook al, gee dit vir hom en moenie vir dit terugvra nie. Moenie sê, bro, jy het my baadjie gesteel, gee dit terug nie. Gee dit vir hom en skryf dit in jou hart af. Nou, oom Jan het dit so mooi verduidelik, hy het verduidelik dat ons het almal 'n genadebank. En hoe meer genade jy vir iemand wys,
Okay, so as iemand iets verkeerd teen jou doen, in plaas daarvan om hulle te pursue en te sê jy was verkeerd, jy moet vir my jammer sê, jy moet daai ding teruggee, jy moet my terugbetaal, om vir hulle te sê, weet jy wat, ek skryf dit in my hart af, hou dit. Okay, dan gaan dit in jou bank as 'n ek het reg gedryf, maar as 'n debit dink ek. So as ek soos jy kry ekstra geldjie. Alright. En dan eendag in jou lewe gaan jy op 'n plek kom wat jy iemand skuld. Dalk het jy geld geleen, jy kan dit nie nou terugbetaal nie en dan bou daai krediete op. Okay? En dan dis 'n biblical principle. Dan gaan jy 'n genadebank hê sodat ander mense genade op jou het. Okay, dit gaan ook nou jy gaan nie sê ek het genade op jou gehad, jy moet genade op my hê nie. Maar dit is 'n biblical principle. En Jesus sê dat ons mag nie, ons moenie mense agtervolg wat ons iets skuld nie. Okay? Want as jy dit nie doen nie, dan gaan dit in jou genadebank. En wanneer jy genade nodig het, dan is dit daar vir jou. Maar as jy nie genade op mense het nie, dan gaan jy nie genade hê in jou lewe en dan gaan jy wonder hoekom doen niemand my gunsies nie en dit is hoekom. Okay. Nou die ander manier van saai is om 'n emosie te saai. Nou dit is iets wat ek en Gunther geleer het op 'n baie jong ouderdom by een van ons mentors, Rev. So hy het altyd gesê as jy vertrou vir iets spesifiek, kom ons gebruik 'n kar as 'n voorbeeld. Saai iets wat dieselfde emosie in iemand anders gaan kweek. Okay? So as jy vertrou vir 'n kar, jy kan nie nou 'n kar saai vir iemand wat jy soek 'n kar nie, maar jy kan dalk 'n fiets saai. Dit is dalk iets wat in jou budget is. Saai vir iemand 'n fiets, want dit gaan 'n emosie in hulle kweek wat jy wil hê, nê? Jy wil hê iemand moet jou kar saai, maybe, okay? So saai daai ding wat jy wil hê. So as dit byvoorbeeld kom ons sê jy kort 'n nuwe laptop. Dalk het jy 'n ekstra foon wat jy nie gebruik nie en iemand in jou sirkel se foon het gebreek. Om daai ding te saai en te sê, hoorie, ek gedink hierso, ek wil hierdie vir jou gee. Want saad, dis 'n biblical principle. Dit wat jy saai sal jy maai. So saai die emosie wat jy graag wil ontvang. En dan die laaste een, wat saad is, okay? So die duiwel gaan nooit vir jou sê om te gee nie. Nooit ooit nie. Nooit. Okay? Hy wil nie hê jy moet gee nie. Hy wil hê jy moet hoard. Hy wil hê jy moet 'n dam wees, nie 'n rivier nie. Maar 'n dam se water kan vrot, okay? Maar 'n rivier se water kan nooit vrot nie. Dit hou aan loop. En dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Hy wil hê ons moet 'n rivier wees. Ek het so ver gegaan as om my actual bankrekening te gaan rename na Abundant River toe. Okay, dis wat dit sê, Abundant River. Want ek sien my bankrekening as 'n rivier, nie 'n dam nie. Dis nie my naam nie, dit sê Abundant River, okay? Want ons moet onsself herinner dat ons kan nie 'n dam wees nie. Die Bybel sê in Matthew sê Jesus, give to the one who asks and do not turn away from the one who wants to borrow from you. So hier sê Jesus, as iemand jou vra vir iets en dit is in jou vermoë om vir hulle te gee, doen dit. Moenie hulle wegwys nie. So as jy R10 in jou beursie het en daai persoon langs die pad vra jou vir 'n R10, gee vir hulle die R10. Dis wat Jesus sê. As dit in jou vermoë is, moenie hulle wegwys nie. Saai. Okay, hy sê nie okay, soos jy het niks nie. Hoe sleg is jy nie? Maar wanneer dit in jou vermoë is, verwag Jesus van ons om na sy kinders te kyk. So dis altyd daar's mense wat vir jou gaan sê, hoekom gee jy altyd vir die mense geld? Hulle gaan net drugs koop. Okay? Maar Jesus het gesê, ons moenie daai mense wegwys nie en ons moet help in ons kapasiteit. As jy 'n ekstra broodjie in die kar het om te sê, wat is my kapasiteit? Okay, ek het 'n ekstra piesang, ek gaan dit vir jou gee. En Jesus sien dit raak en daai kom terug. Want ons moenie weary raak nie. Ons moenie saai omdat ons verwag ons wil iets in return hê nie. Ek is nie genadig op mense want ek wil hê almal moet genadig op my wees nie. Ek doen dit want dit is 'n prinsip waarby ek leef. En as jy nie weary raak in dit nie, dan sal wanneer die seisoen kom, sal jy 'n harvest van dit ontvang. Ek probeer as ek kan vir mense soos kom ons sê daar's 'n tannie voor my en sy koop 'n brood en ek kan sien sy sukkel, dan sal ek sê tannie, ek sal vir tannie se brood betaal. En ek sien dit in my lewe, dalk nie immediately,
Maar letterlik in hierdie week by die petrolstasie toe gooi ek R300 in en ek gaan toe gou in omdat ek moes melk ook kry en toe ek terugkom toe die man langs my vir my 'n vol tank ingegooi en betaal en gery. Okay? So dit was nie immediate nie. Ek het nie hierdie week al vir iemand se brood betaal nie, maar dit gaan in jou genadebank. Dit is 'n prinsip en dit werk. Maak nie saak wat jy doen nie, dit werk. Want al God se prinsipe werk. Okay. Dan, die volgende ding. Dien. Dis die derde prinsip. In Galasiërs 5 vers 13 tot 14 sê dit: Serve one another humbly in love, for the entire law is fulfilled in keeping this command. Love your neighbor as yourself. Jesus came to serve and not to be served. Okay? Dien in elke aspek van jou lewe. So ons is geroep om dienaars te wees. Dit is wat ons moet doen. Nou, jy moet dien waar ook al jy is. Ek is 'n au pair, so elke dag vra ek myself, hoe kan ek vandag dien waar ek is? Okay? En al is dit om maybe die huis so 'n bietjie vir hulle skoon te reg te trek voor die mamma by die huis kom, dan doen ek dit. Of maybe is dit om 'n bietjie langer te bly totdat die ouers terugkom. Of as ek by die huis is, dalk is dit om in die oggend flippe 5 uur op te staan om my man se wit hemp te stryk. Okay? Want ek probeer kyk, waar kan ek dien daar waar ek is? Die oomblik wat jy ophou dien, is jy besig om nie die commandment uit te leef nie, want dit sê hierso, die entire law is vervuld wanneer ons mekaar dien en liefhet. So as jy nie dit doen nie, dan mis jy dit iewers, okay? So ek sê nie jy moet nou by 'n kerk aansluit en gaan dien nie. Jy moet dien daar waar jy is. Jy moet elke dag jouself vra, waar kan ek vandag in my swattings iemand dien? Waar kan ek iemand dien in my kantoor? Al is dit om vir iemand dalk 'n koppie koffie te maak of te vra, kan ek vir jou koffie maak? En al sê hulle nee, het jy nog steeds gedien. Okay. Dan onthou mense se name. Alright, so ek het aangesluit by 'n basies 'n klein groepie, soos 'n selgroepie, okay? En die eerste aand, toe ons nou besef, okay, hierdie is die groepie wat ons wil join, toe maak ek vir myself 'n mental note, soos ek het my klein groepie skills gebruik en ek het onthou waar het almal gesit en vra vir Gunther daai hele week voordat ons teruggegaan het ek elke aand voor ons gaan slaap almal se name in orde opgesê vir hom dat hy ook kan onthou en terug. Okay, dit het hom baie geïrriteer, maar dit was vir my, okay? Gunther kon dit nog steeds nie onthou nie, maar ek kon. Okay? Mense se name het 'n betekenis aan dit geheg. Okay? As jy nie weet wat jou naam se betekenis nie, gaan Google dit 'n bietjie. Ek is baie jammer as dit 'n slegte betekenis het, maar as dit 'n goeie betekenis het, mense spreek daai ding oor jou uit. Wanneer mense vir my sê, "Hallo Cherise," dan sê hulle, "Hallo darling" or "dear one." Okay? So wanneer jy iemand op hulle naam uitspreek, spreek jy daai ding oor hulle lewe uit. En mense voel geliefd as jy hulle op hulle naam noem. So toe ons uit teruggaan na ons klein groepie toe sê ek vir Gunther, "Okay, watch this." Nee, toe sê ek sê, "O, hallo Andrew." En toe kom groet die meisie my, "Hi Marie, hoe gaan dit?" En dis almal sê, "Oh, ek is so jammer, ek kan nie jou naam onthou nie." Maar toe sê ek sê, "Dis my superpower, okay? Ek kon hulle op hulle name groet en vir my is dit iets spesiaals want dit beteken dat ek kon hulle vir daai oomblik laat spesiaal voel. En as ek 'n vraag vra in die groepie en vra ek, "Sjoe, ek wonder wat dink jy, Jordan? Wat sê jy?" Dan skielik voel hulle, "Wow, hierdie persoon sien my raak." Okay. Dit is 'n secret superpower wat ons het in alle aspekte. Ek het agtergekom ek luister nie eintlik om jou naam te hoor nie. Soos ek sê net, "Hallo, my naam is Sherry." Okay, yes, okay. Nee, okay. Jy moet actually jouself center en sê, "Wat is die persoon se naam en hoe gaan ek hom onthou?" Of jy nou 'n okay, dit is Jordan en dan attach jy vir jou iets aan dit. Maar kry vir jou 'n manier om mense se name te onthou. Okay. Dan die volgende prinsip waaroor ek wil praat is om te luister. Okay? Ons moet leer om dit gaan saam met die name ding. Ons moet leer om te luister, om te verstaan en nie om te antwoord nie.
Hoeveel keer vind jy jouself in 'n gesprek, dan luister jy vir daai persoon se storie en dan dink jy al klaar wat jy gaan sê, okay? Soos maybe vertel iemand iets en dan dink jy al klaar, "Oh, dit het met my ook gebeur. Ek gaan nou hierdie ding sê in hierdie gesprek." Of luister jy om actually te verstaan? Is jou approach, "Ja, dit het met my ook gebeur. Jy gaan nie glo nie nou die dag." Of is jou approach, "Ek kan nie glo dit het met jou gebeur nie. Waar was dit? Wanneer was dit? Het jy van die werk af gekom toe dit gebeur het?" So luister om te verstaan, nie om dadelik ietsie by te las nie. Okay, dis nou hier en daar het ek soos groot prinsipe vir julle ingesit en hier en daar het ek net lekker klein prinsipe ingesit. Okay. Die volgende een. Leaders are readers. Okay. Kyk hoe mooi lyk my grafiek daar. Hy's net random, dit laat my slim lyk. Okay. Storieboeke, jy kan storieboeke lees vir jou kreatiwiteit en kennisboeke om jou kennis te groei. Maar albei is baie belangrik. Daar is studies wat wys dat jy kan nie net een of die ander een lees nie. Hoeveel van julle het al hoeveel kennisboeke gekoop? Soos okay, How to be a Millionaire en Tony Robbins en wat ook al. Dan lees jy soos 5 bladsye en dan staan die boek iewers in jou kas. Nou dit is hoekom dit belangrik is om storieboeke en kennisboeke te lees. 'n Storieboek bou letterlik jou imagination. En jou imagination is 'n massive sleutel in jou lewe. God gebruik ons imagination om met ons te praat, om vir ons visioene te wys en klomp sulke goed. So as jy kan werk aan jou imagination en hom kan oefen, dan is dit 'n groot sleutel. So daar's storieboeke wat soos sulke stories het, soos Narnia, Alfons en Rivers se boeke. So dit hoef nie 'n sekulêre boek te wees wat jou dalk in die temptation gaan lei nie, maar is boeke wat jou help om jou imagination te bou. Okay, en dan lees ook kennisboeke, nie net storieboeke nie. So storieboeke help jou ook om 'n liefde vir lees te kweek en dan kan jy ook makliker kennisboeke lees. En as jy dit afwissel, dan raak dit nie so langdradig nie. Maar dit is al bewys deur statistiek dat leiers is mense wat lees. As jy nie hou van lees nie, is daar nog steeds 'n manier vir jou om te lees. En dit is deur audioboeke. Okay, maar dit is nog steeds goed vir jou brein om letterlik die woordjies langs mekaar te sien. Of dalk kan jy die PDF download saam met die audioboek en luister en nog steeds die woorde volg. Albei is baie goed vir jou breinsontwikkeling. Okay. Dan humility is teachability. Okay. So dit is al so in my ingegrafeer, okay, is dat humility se definisie is teachability, om teachable te wees. Nou een keer toe sê iemand hierdie in 'n gesprek en dit het regtig by my gebly. Hulle het gesê, moet nooit die grootste vis in die pond wees nie. In ander woorde, as jy die meeste kennis in jou groepie het en die slimste is jy in die verkeerde groepie. Okay? As jy nie kan leer in jou groepie nie of getoets word nie, moet jy nie daar wees nie. As jy die grootste vis is en almal leer by jou en jy is hierdie groot leier, dan het jy lankal jou pond uitgroei. Dan moet jy dalk see toe skuif, okay? Jy moet altyd 'n guppy wees en dan moet altyd 'n walvis wees by wie jy kan leer. Want ons kan by enigiemand leer. Okay? Jy kan leer wat om te doen of jy kan leer wat om nie te doen nie. Maar regardless van wie dit is, kan jy nog steeds leer. By sommige mense leer ek hoe om 'n goeie leier te wees en by sommige mense leer ek hoe om nie te lei nie. Maar ek leer nog steeds by hulle. En daar moet altyd iemand wees, altyd in jou lewe en in jou vriendekring wat jou toets en jou help om te leer. En om te leer, soos daai teachability maak jou humble. Jy is nie humble as jy minder van jouself dink en dink, ek is niks. Ek is nie belangrik nie. Dis nie humility nie. Humility is om correction te kan vat en om te kan leer by dit. So as iemand soos Werner na jou toe kom en sê, luister, hierdie is 'n issue in jou leierskap, om te kan sê, nie te sê, ek is so sleg, ek kan niks reg doen nie,
maar om te sê, ek sien dit raak, hy is 'n walvis, ek is 'n guppy, ek gaan leer by hom en ek gaan dit toepas. En nie 'n offense te vat nie. Maak dit sin wat ek sê? Volg julle nog? Wie is 'n guppy? In 'n see van walvisse. Okay. Dan, die volgende prinsip is community. Okay? God's plan is people. Van die begin af was God se plan met die tuin van Eden, Adam en Eva, van die begin af. En die vyand se plan van die begin af was isolasie. Hy het Adam en Eva geïsoleer van God af, uit verhouding met God uitgevat. Okay? Hulle was weggestuur van God af. God se plan was community. Dit was sy plan. En die vyand se plan is isolasie. Okay? Toe kom Jesus en hy betaal die prys sodat jy in verhouding met God kan staan. Okay? So dit beteken die vyand se plan is nie meer legit nie. Maar die vyand het nog steeds hierdie agenda om ons te isoleer. En hy doen dit deur om jou alleen te kry. Soos jy sal eerder by die huis bly en YouTube kyk in plaas van kom ons sê kerk toe gaan. Of jy sal eerder die Zoom na die tyd luister as om jou kamera te moet aansit en te moet engage met mense. Okay? Sy plan is heeltemal isolasie. En wanneer jy geïsoleer is, kan niemand vir jou fight nie. So kry vir jou 'n gemeenskap. Die Bybel sê 2 is sterker as 1. Dit sê waar 2 of meer bymekaar kom, daar sal die Here wees. Dit sê 'n 3 gevlegte koord is sterk. Okay? In ander woorde, daar is soveel prinsipe in die Bybel wat sê community is key. Okay? Ek sê nie jy moet by 'n kerk inskakel nie. Ek sê nie jy moet jou kerk los nie. Ek sê nie jy moet nou by Eksterde kom dien vir 'n diensjaar nie. Ek sê nie dit nie. Wat ek sê is jy moet iewers ingeskakel wees waar jy kan leer en groei en dien. As jy daai 3 goed kan doen waar jy is, leer, groei en dien, dan is jy by die regte plek. Want God gebruik sy mense om vir jou te fight. As jy deur depressie of angs gaan, okay? As jy geïsoleer is, gaan daai ding jou oorwin. Maar as daar mense is met wie jy kan praat, wat vir jou fight, wat vir jou bid, wat jou herinner van die skrif, dan gaan jy daai ding oorkom. So maak seker jy is iewers ingeskakel waar jy leer by die mense om jou. Jy groei, so mense toets jou, jy groei elke dag en jy kan daar dien. Okay. Dan, hierdie is 'n groot een wat ek aansienlik later in my lewe eers begryp het, maar wat baie saak maak. En dit is maak vrede. Die Bybel sê by Matthew 5:23. So if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come offer your gift. Okay? God se hart is mense verhoudings. Okay? God gebruik mense. Dit is nog altyd sy hart gewees. Is mense en verhoudings. Hierso het Jesus soos 'n parable gedeel met die mense. En hy het gesê, voordat jy in die tempel inkom en jy onthou, o ja, ek het daai persoon offend en hy is kwaad vir my, maar ek gaan nou met dit deel. Okay? Gaan eers na daai persoon toe. Gaan reconcile met hulle. Maak vrede en dan kom jy in. Dit beteken nou nie, dit is nou obviously voor die tyd, maar dit beteken nie, jy kan nou nie bid of worship of kerk toe gaan of enigiets soos dit, voor jy nou nie met almal gereconcile het nie. Maar wat dit sê, is as jy weet dat jy weet, dat daar is iemand wat jy offend het, wat kwaad is vir jou en iets teen jou hou, moenie net aangaan en sê, ag ja, daai persoon moet nou maar oor hulle self kom nie. Reconcile met daai persoon. En daar is ook stappe wat jy kan volg, wat in die Bybel staan. Dit sê, gaan eers self na die persoon toe en probeer dit uitsorteer. As dit nie werk nie, gaan na iemand toe, soos 'n persoon wat jy vertrou. Soos kom ons sê ek is kwaad vir Reneske. Dan of Reneske is kwaad vir my. Dan gaan ek na Reneske toe gaan. Dan gaan ek sê Reneske, ek is jammer. Ek kan sien ek het jou offend. Wat het jou offend? En hoe kan ek dit verbeter in die toekoms? Nou sê sy, nee, Cherise, jy was way uit lyn uit, ek gaan jou nie vergewe nie. Nou gaan ek, Werner,
Kan jy asseblief saam met my na Reneske toe kom? Sy is baie kwaad vir my en ek het jou hulp nodig. Dan sê Werner, Werner of Reneske, wat het gebeur? Dan chat ons. Dan sê Reneske, nee, Werner, ek is nou kwaad vir jou ook. Hierdie gaan nooit opgelos word nie. Ons is nooit weer vriende nie. Dan sê Werner, right? Kom ons gaan almal na Chanel en Isak se kerk toe. Okay, nou ons gaan figure dit daar uit. En dan gaan Chanel en Isak dit uitsorteer. Nou dit is die stappe wat die Bybel sê ons moet volg. Probeer dit self. As dit nie werk nie, kry 'n mentor of iemand. As dit nie werk nie, vat dit na die kerk toe. Okay. Maar moenie dit net los nie. As jy weet jy het jou ma seer gemaak in 'n fight, gaan na haar toe, reconcile. Moenie net dinge los nie want dit broei in mense se harte en dan word mense bitter teenoor mekaar. Okay. Maak dit sin? Dan, wanneer jy besluite maak, maak seker jy het vrede. Okay? Ek verduidelik dit altyd so, gebruik jou piesometer. Okay, so ons het almal 'n piesometer en hy kan op die pies wees of hy kan op die not so pies wees. Ek weet nie wat die ander kant nie, maar hy kan daar wees ook. Okay? En wanneer jy 'n besluit maak, enige besluit in jou lewe, as jy besluit waar om te werk, as jy besluit watse vakke om te kies, as jy besluit watse pad om te ry of wanneer of jy na 'n partytjie toe moet gaan of nie. Maak dit die besluit teenoor jou piesometer. As jy onrustigheid voel in jou hart, dan is dit dadelik nie die regte besluit om te maak nie. Ek het nog my hele lewe hierdie prinsip gebruik. So ek het vir myself gesê, okay, toe ek nou 'n gesin soek om voor te hou, het ek vrede met hierdie besluit of voel ek onrustig met die besluit om vir hulle te gaan werk? As ek onrustig gevoel het ek net dadelik vir hulle gesê ek is jammer, maar ons is nie 'n fit nie. Toe ek vrede voel met 'n gesin, toe sê ek vir hulle, okay cool, ek sal vir julle kom werk. So maak besluite met as jy vrede het. So daar gaan dalk 'n opwinding wees. Jy kan dalk soos moet ek met hierdie persoon trou of nie? En jy voel so opgewonde en jy sê, "Oh my goodness." Daar is 'n ander tipe opwinding, okay? Daar's nog steeds vrede saam met dit. Maar as dit voel soos, "Joh, ek weet nie, hier is 'n groot besluit en ek is nog baie onseker." Dan weet jy dit is nie nou die tyd nie of nie nou die besluit nie. Okay. Hier is iets wat ek eers by Passion uitgefigure het. Wie was by Passion? Okay. Julle het dit seker ook uitgefigure. Jy kan dit nie mis nie. Okay? So die oom het gepraat, toe sê hy hierdie versie gebruik. So whatever you do, eat or drink or whatever you do it all to the glory of God. Okay? As jy alles wat jy doen in jou lewe teenoor in die glory van God doen, dan kan jy dit nie mis nie. Jy kan nie mis wat God deur jou wil doen as jy alles tot sy glorie doen nie. Okay? As jy by 'n werksplek is en jy doen dit vir hom in excellence, dan kan jy dit nie mis nie. As jy nog op skool is en jy doen dit in excellence, dan is jy nog in sy verstaan, jy kan dit nie mis nie. As jy mense liefhet vir hom, soos vir Jesus, dan mis jy dit nie, okay? En weer jouself, soos as jy laat jouself God reflekteer, jou persoonlikheid, jou gesondheid, as dit God reflekteer, kan jy dit nie mis nie. As jy alles teenoor God vir God doen, dan gaan jy dit nie mis nie. En dis 'n groot ding. Dis het baie pressure van my afgehaal want ek het altyd gedink ek kan dit mis en as ek een verkeerde besluit maak, gaan ek my hele toekoms mis. Maar jy kan nie. Dis wat jy doen as jy dit vir sy glorie doen, is jy in sy wil. Want dis wat hy van jou vra. Die Here vra nie, okay, gaan swat, gaan kry 'n graad, word 'n pastoor nie. Hy vra of jy nou 'n chippy eet of 'n koeldrank drink of kom ons sê jy swat en jy doen dit tot my glorie, dan is jy in sy wil. Okay, so dis 'n groot relief vir my gewees. Ek sê dankie tog, ek kan dit nie mis nie. Okay. Dan hierso is vir julle 'n groot ding. Okay, julle moet notas maak. Al is dit die enigste ding wat jy neerskryf, skryf dit neer. Verseker elke liewe ding wat jy besit. Okay? Maak seker jou kar is op versekering. Maak seker jy is die main driver. Dames, as jy nou luister, moet jy nou luister. Skryf hierdie neer.
Ek moet die main driver wees, okay? En dan negotiate vir 'n laer bybetaling. Okay, al moet jy quotes skryf by klomp mense. Soos wat ek sal doen is ek bel Naked Insurance, ek bel wat is die ander plekke? Outsurance, ek bel King Price en ek negotiate vir 'n beter prys, okay? Jou bybetaling moenie verskriklik baie wees nie en jy moet die main driver wees. As jy 'n huis koop, maak seker die ding is verseker voor jy intrek. Dit het met ons gebeur, okay? Ons het 'n huis gekoop. Hy was op versekering daarin, toe breek hulle in net voor ons ingetrek het. Toe het ons soos R200,000 se skade gehad wat ons uit ons sak uit sou moes betaal het as ons nie versekering gehad het nie. En dan met jou electronics, verseker jou laptop, verseker jou foon. Vra vir Eneske hoekom sy haar laptop moes verseker, okay? En maak seker alles wat jy het is verseker. Okay. Dan maak seker jou versekering is op jou naam, nie iemand anders se naam nie, okay? Want wat gebeur as jy jou kar stamp, okay? En jy moet claim en dis op iemand anders se naam, kan hulle sê, sorry, ek gaan nie claim nie. En dan sit jy met R50,000 se skade en iemand anders se skade. En ek kan praat uit ervaring. So, maak seker dit is op jou naam sodat jy kan claim en jy is die reliable person. Okay. Dan. Comparison is the death of individuality. Okay? Jy sal altyd meer hê as iemand om jou of minder hê. Okay? Ek is ryker as party mense en ek het nie so baie geld soos ander mense nie. Okay? Selfs op hierdie Zoom is ons ryker as sekere mense of armer as sekere mense. Maar jy moet leer om dankbaar te wees vir dit wat jy het. Okay? Jy moet fokus op jou assignment, nie die persoon langs jou se assignment nie. En hierdie is die grootste sleutel. As iemand iets kry wat jy voorvertrou, moenie jaloers wees op dit nie, maar celebrate vir daai persoon. En Chanel het 'n mooi storie van wat sy gesê het, sy het gewag vir 'n babatjie, toe word haar vriendin swanger. En in plaas daarvan om te sê, hoekom gee die Here vir jou 'n kind en nie vir my nie, het sy daai persoon gecelebrate en net daarna toe raak sy swanger. So, as jy vertrou vir 'n kar en iemand anders kry 'n splinter nuwe kar, moenie sê hoekom gee die Here dit vir hulle maar nie vir my nie. Sê, "Wow, Here, jy is so goed vir daai persoon en ek celebrate daai persoon en dit is awesome wat jy doen." En die Here sien dit raak. Moenie jouself gaan compare nie, want dan gaan jy dit wat God in jou wil doen, gaan hy nie kan doen nie, want hy moet dit op jou lewe doen. Okay. Dan, hierdie is 'n groot ene ook. There is always something my, ek gee vir jou R60,000 se salaris. Of kan sê, doen hierdie vir my, of wat ook al. Maar daar's in ons lewens iemand, okay? En hulle is besig om dop te hou hoe jy ander hanteer, okay? En hoe jy onder soos high pressure situasies funksioneer. So, daar's altyd iemand. Hulle kyk, hoe hanteer jy die straatveer? Hoe hanteer jy die tannie in die badkamer? Hoe hanteer jy 'n high pressure situation? Flip jy uit op almal en skree op hulle en soos is jy ongeskik ewe skielik want jy is onder pressure of raak jy gesenter? Okay. Wees altyd onder die indruk dat daar's iemand wat jou dophou. Kan julle my nog hoor? Kyk. Nee. Sure. Okay. Dan, prioritize a healthy life. Okay, nou ek luister een van Tony Robbins se audiobooks. Die boek se naam is Life Force. Okay, dit is 22 ure lank as jy hom wil luister. Ek luister net party chapters. Okay. Maar die chapter wat ek geluister het, sê
Iemand wat 30 minute 'n dag oefen op hulle ou dag, kan julle my nog hoor, is hulle 9 jaar jonger as hulle peer group. Ek hoop julle is jy noticeably 9 jaar jonger nog fisies as die ander mense wat 60 is. Okay, net 30 minute 'n dag. Ons almal kan manage om dit te doen. En dan om gesond te eet. Jy is wat jy eet. Jy kan sien as iemand nie 'n gesonde lewenswyse het nie op hulle vel, op hulle soos fisiese gesondheid, op hulle energie. Jy kan sien. Okay? Dit beteken as jy energie nodig het vir jou werk, as jy sterk wil wees, as jy capable wil wees en jy wil 'n speaker self kan dra, dan moet jy regtig goed kyk na jou dieet. Jy moet regte egte kos eet, okay? Soos byvoorbeeld vleis, proteïene. Gaan kyk bietjie na jou dieet en kyk hoe kan jy so gesond as moontlik leef. Dit is die plek waar ek nou is. Ek het vir myself gaan sê, ek wil nie sukkel met arthritis nie. Ek wil nie sukkel met my beendigheid. Dit is in ons gesin en dit stop by my. So ek gaan nou al begin oefen sodat ek nie hoef te sukkel met dit nie. En ek gaan nou al reg eet en kalsium eet sodat ek nie hoef te sukkel met beendigheid nie. OK. Dan om ietsie fun te doen. Doen ten minste een ding wat vir jou lekker is elke maand. Byvoorbeeld om te gaan fliek, maybe om te gaan bounce of 'n verfklassie by te woon of te gaan hike, hondeparkie toe te gaan. Ding elke maand. So jy gaan net 12 goed 'n jaar doen wat vir jou at least lekker is, want lewe is hektiek en taaf en ons moet ook kan ontspan. OK. Dan kies jou vriende reg. Daar's 'n studie wat sê ons word soos die 5 naaste mense aan ons. OK? As dit waar is, okay, if we become like the 5 people closest to us, are you happy with those odds? Okay? Persoonlik is ek happy met daai odds. Ek hou van die mense in my 5 sirkel. Maar kyk na jou lewe. Die 5 mense wat die naaste aan jou is. As jy soos hulle moet wees oor 10 jaar, sal jy gelukkig wees met waar jou lewe is. En dit is hoe jy jou vriende moet kies. Nie, okay, ek het lekker saam met jou bounce en nou is ons vriende en ons vibe en ons kinder oor die ander meisie nie. Dit is nie hoe ons vriende kies nie. Ons kies vriende om te kyk, is jy iemand wat ek in my toekoms sien en soos wie ek wil wees of is jy iemand soos wie ek nie wil wees nie? Okay. Maak seker die vriende om jou gaan jou nader aan die Here bring en nader aan jou toekomsplanne eerder as verder van dit af. Dan moenie jouself groot wens nie. Wees waar jy is en leer wat jy moet leer. Okay? Wees 100% teenwoordig daar waar jy is. Anders gaan jy mis waarmee God besig is. En hierdie ek dink ek het dit te laat geleer. So dis hoekom ek dit vanaand sê. Ek het myself groot gewens vanaf ek gebore is. Ek dink toe ek 1 was het ek gewens ek was 3. En toe ek 3 was het ek gewens ek was 5. En soos my hele lewe lank was die wie ek was. Ek het myself net groter en groter gewens. Nou word ek amper soos oor 'n paar ure 21 en nou is ek soos ek wens ek was nog op skool in my ma se huis en ons het niks hoef hier te betaal nie. Jy hoef nie petrol te betaal nie. Jy kan sê mamma, vat my Timbuktu toe en jou ma betaal die petrol. Okay? Moenie jouself groot wens nie. Wees waar jy is en wees 100% teenwoordig. Ek onthou te veel kere in my lewe wat ek nie regtig kan onthou hoe was my lewe toe ek 15 jaar oud was nie. Want al wat ek wou wees is uit skool uit. Ek wou net uit die skool uit kom en nie meer in skool wees nie en ek het dit gehaat. En nou kan ek nie eens regtig baie van die goed onthou wat ek gedoen het toe ek 15 was nie. Moenie dit aan jouself doen nie.
Wees waar jy is, leer wat jy moet leer. Jy gaan 21 word, jy gaan 25 word, jy gaan 30 word. Wees nou waar jy nou moet wees. OK. Dan my tweede laaste een. Moenie ronddate nie. OK? Jy het nie ervaring nodig in die dating wêreld nie. OK? Spaar eerder alles wat jy het. OK, ek en Gunther is so geseënd dat ons mekaar se eerste soen was, eerste drukkie, eerste hand vashou. OK? Ons is so geseënd omdat ons nie rondgedate het nie en nie ervaring opgebou het nie. Hier's wat jy moet weet. Wag. Okay? Jy hoef nie daarvoor te soek nie. Dit gaan jou vind. Wag net. Okay? Word eers die een. Okay? Werk aan jouself. Wees die vrou wat jy wil hê jou man op trots moet wees. Of wees die man wat jy wil hê jou vrou moet trots op wees. En dan kies saam met God. Daar is net 'n keuse. Daar's nie iets soos die een nie. Want as daar iets soos die een was, dan sou die algoritme messed up gewees het. Want wat as jou die een doodgaan? Dan wat? Dan is jy geskroef. Of wat as jy die een trou en julle skei 3 jaar later? Dan wat? Okay? So daar is nie 'n algoritme soos die een nie. Daar is 'n keuse en 'n commitment wat jy maak. Dis hoekom die Bybel sê huwelik is 'n covenant. Dit is 'n fisiese kontrak wat jy teken om te sê ek gaan jou kies en net jou kies. So dis hoekom ek sê moenie rush nie. Geniet die journey, gaan stadig. Jy kan nie teruggaan nie, jy kan nie. As jy eers hierdie ding gedoen het en dan die ding gedoen het, daar is nie 'n manier om dit te undo nie. Daar is nie. So moenie dit rush nie. Gaan stadig. Moenie 3 maande date en dan sê jy, "Right, ons trou oor 2 maande nie." Okay? Al voel jy dol verlief, gaan stadig. Okay? Gaan deur emotions en laat die Here julle lei. En dan die laaste ene wat ek wil sê is watch your mouth. Your future is listening. En as die laaste prinsip is wat jy onthou, of die enigste prinsip, is ek ook okay daarmee. Okay? Maar hierdie is waarby ek en Gunther leef. Dit sê speak what you want to see. Okay? Die Bybel sê the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Okay? Dit sê dat God het met sy woorde, hy het gesê laat daar lig wees en daar was lig. Toe sit hy sy asem binne in ons toe hy ons create. In ander woorde, hy het sy essence en sy presence binne ons gesit. So dit beteken ons woorde kan ook create. As jy dit besef, dan besef jy hoe groot verantwoordelikheid het ons. Ons woorde kan letterlik create of destroy. En dit is flippin scary om daaraan te dink. Dis hoekom die Bybel sê dit het lewe en dood. Want dit kan create en dit kan destroy. En die wat versigtig is, sal die vrug daarvan sien in hulle lewe. Okay? Ek het 'n expo gedoen in graad 9. Ek het gedryf in die expo, maar hierso die expo is nog steeds regtig gewees, okay? En dit het gegaan oor die effek van woorde op water. Okay? Nou water kan woorde fisies dit verander die molekules. Woorde verander die molekules van water. Ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld wys. En ons bestaan uit 70% water. Alright? So ons fisiese woorde aan onsself en mense se woorde aan ons verander die molekules binne in onsself. En iets wat Andrei Bronkhorst gesê het, is hy het gesê, as iemand sê, daar is nie werk in ons land nie, jy moet dadelik 'n stand vat teen daai ding. Anders jouk jy jouself aan wat ook al hulle gesê het. As jy niks sê nie, stem jy saam. Jy kan sê, dalk is dit vir jou so, maar vir my is dit nie die waarheid nie. En jy kan vir jouself sê, daar is werk in ons land. Ek het 'n goeie maand. Dit is 'n goeie maand. Kyk al die sales wat ek gemaak het. Okay? Een keer toe gaan doen ek my brows by my brows tannie en toe sê sy, "Sjoe, dit gaan so sleg hierdie afgelope paar maande met almal. Niemand maak geld nie. Almal sukkel." En dadelik toe sy daai ding sê, toe onthou ek hierdie prinsip en toe sê ek vir haar, "Jo, is jammer om dit te hoor. Ons het glad nie dit so ervaar nie. Ons doen verskriklik goed die afgelope paar maande. Ons lewe in abundance.
Al het ek dit nie regtig gesien nie, het ek dit gespreek. En van daai maand af het dit net so geskyrocket. Ons finansies het beter geraak, alles het beter geraak. En ek weet dit is as gevolg van hierdie prinsip. Hier's vir julle 'n prentjie van presies wat met water gebeur as jy met dit praat. Die woord truth, daar is die molekule, daar is die shape wat die water maak onder 'n mikroskoop. Thank you, I love you. Dit is presies wat die water doen. You make me sick. Kyk hoe mooi daai molekule is, né? Nee? You fool, evil. Daai is so as jy vir jouself sê, jy is so stupid, jy kan niks doen nie. Dan word jou liggaam letterlik daai. As jy vir jouself sê I love you, which is weird, dan word die watermolekules in jou liggaam letterlik daai kristalle. En dit is hoekom ek sê, watch your mouth because your future is listening. Okay. Ek kan nie glo ek het deur my 21 prinsipe gekom nie. En ons het nog Zoom difficulty gehad. Maar daar was vir julle 21 prinsipe. Dankie dames, hulle klap my hande. Voor die ouderdom van 21. Ons gaan hierdie PowerPoint share op die groepie, okay, sodat julle dit kan gaan sien want ek weet ek het baie vinnig gepraat. Maar gaan maak vir jouself ook 'n lysie van non-negotiable prinsipe waarby jy vir die res van jou lewe gaan leef. En wat vir jou net non-negotiables is. Vir my is dit hierdie goed soos wees versigtig wat jy sê en honor en daai tipe goed. Wat is jou non-negotiables? Okay. So, ek gaan vir ons afsluit. Is dit reg Reneske? Ek neem aan ons gaan nie nou groepies of niks sulke goed doen nie. Ek gaan vir ons afsluit en vir ons bid en dan gaan ons vir mekaar totsiens sê. Aan al ons Facebook viewers, baie dankie dat julle gekyk het. Tot en met hier. As jy tot hier gekyk het, kom en asseblief 'n snowflake sodat ons weet jy weet wat gaan aan. Alright. Awesome. Dan kom ek bid vir julle. Dankie Here vir elke persoon wat hierdie Zoom bygewoon het. Dankie dat U hierdie prinsipe 'n deel van hulle sal maak en dankie dat dit wat hulle moes hoor, dit wat hulle moet onthou, hulle sal onthou, Here. Ek kom bid vir daar waar hulle 'n week voor hulle het. Dankie dat U finansies in hulle lewens instort, Here. Dankie dat U gesondheid, fisiese gesondheid in hulle lewens instort. En dankie dat hulle net blessings op blessings gaan ervaar in hierdie week in die naam van Jesus. Amen. Tada! Stop sharing the screen. Alright. Julle mag unmute en sê totsiens as julle wil. Of julle kan net kyk. Bye. Dis nou doen.